bring. Die vraag is, hoe weet ons wat die regte manier is om die boek Openbaring te verklaar? Baie mense sê, Dominee, ons almal lees dieselfde Bybel en tog kom ons almal by verskillende antwoorde uit. Jy sien, dit gaan daaroor, watter bril het jy aan? Want as jy 'n spesifieke perspektief op die boek het, op die teks het, wel, dan gaan dit jou by ander antwoorde uitbring. So is daar twee beginsels wat in die reformatie vasgemaak is, juis om te help, dat ons almal nie by verskillende antwoorde moet uitkom nie. En die heel eerste een is 'n Latynse uitdrukking, Sacra Scriptura sui interpres, wat beteken, ons moet dat die heilige skrif, Sacra Scriptura, homself interpreteer. Dit is nou daai bekende woorde wat julle al gehoor het, ons moet skrif met skrif vergelyk om antwoorde te kry. Ons lees byvoorbeeld in Openbaring hoofstuk 12 van 'n groot vuurrooi draak. Nou jy gaan 'n goeie raai vat om te dink dat dit die duiwel is, maar ons kan nie dit net uit onsself uitraai nie. Ons moet 'n antwoord kry in die Bybel. Nou lees ons byvoorbeeld Openbaring 20. En as jy daar vers 1 gaan lees, dan gaan jy sien, daar kom 'n engel uit die hemel met 'n ketting in sy hand, en dan gryp hy die ou draak, die slang, die duiwel. Jy sien, daar word nou definisie gegee van wie die draak is van Openbaring 12, ons vergelyk skrif met skrif. Jy lees nou byvoorbeeld in Openbaring 13 van 'n draak, verskoon tog, 'n dier wat uit die see uit opkom. Nou, wat is die see? Sommige mense wat die boek Openbaring allegories verklaar, hulle probeer allerhande geestelike toepassings daaraan koppel. Nou sê hulle, ja, dis die see van onstuimigheid in jou gemoed. Wow, en jy het hierdie gemoedstoestand wat baie onstuimig is soos die see. Dis nie so nie, dis nie wat daai teks sê nie. As jy Openbaring 17 gaan lees, dan kry jy die antwoord. Die antwoord staan daar, die waters wat jy gesien het, is 'n menigte van nasies. So hy sê, hier kom 'n dier uit die nasies wat rondom die Mediterrane See bly. Dis die see wat hy gesien het, hy was op die eiland Patmos en hy sien 'n dier uit hierdie see uit opkom, en die dier het 'n lyf soos 'n luiperd, pote soos die van 'n beer, tande soos die van 'n draak en koppe soos die van 'n leeu. Nou weer eens, nou moet jy gaan na Daniël 7 toe, want daar sien jy, in Daniël 7 word daar 'n beskrywing gegee van die verskillende diere, dieselfde beeld as in Daniël hoofstuk 2. En Nebukadnesar is daar gesê, u is die hoof van goud. Maar na u kom 'n geringer koninkryk, geringer as u, en dit is die silwer, dit is die bors, maar die lendene, derdens van koper, en die bene van yster, en die voete van gedeeltelik yster en pottebakkersklei. Nou in Daniël 7, hierdie selfe koninkryke, maar nou in hierdie diere uitgebeeld. Die leeu, die beer wat aan die een kant opgerig is met 3 ribbebene in sy bek, en dan die lendene wat verwys na die luiperd, en die ysterbene verwys na hierdie monsteragtige draak met ystertande. Die Babyloniese ryk, die Mede-Persiese ryk, die Griekse ryk, jy hoef nie te wonder nie, die Bybel sê dit is die Griekse ryk, as jy Daniël 8 lees, dan sien jy dis die Griekse ryk, en dan die Romeinse ryk weer wat by hulle sal oorneem. Nou sien Daniël hierdie gedierte wat uit die see uit opkom. Hy sien hierdie koninkryke wat jag gemaak het op Israel, herleef, en daar is 'n leier wat uit hulle na vore kom, wat Gods lasteringe uitspreek. Dis waaroor ons vanoggend met mekaar gepraat het, oor hierdie wêreldleier, 'n beeld van die anti-kris en sy regering, wat uit die Mediterrane See dan wel die nasies rondom die Mediterrane See hulle verskyning maak. Nou lees jy in dieselfde Openbaring 13 van 'n tweede dier, 'n dier wat uit die aarde uit opkom. Hoe weet ons wat is hierdie diere se naam? As jy skrif met skrif vergelyk en jy lees Openbaring 19 vers 20, dan praat daarvan dat die dier
en die valse profeet. Hier's nou hierdie twee diere in een sin. Die dier wat die antichrist is en die valse profeet. So hierdie dier wat uit die aarde uitkom, wat lyk soos 'n lammetjie, maar sy tong is soos die van 'n slang, is 'n valse profeet. En daar word hulle name gegee, daar's nog ander plekke. So wanneer ons die heeltyd skrif met skrif vergelyk, dan kom ons by hierdie antwoorde uit. Maar dan ook die tweede beginsel is sensus literalis. Jy moet die letterlike gevolg van die teks soek. As jy allerhande geestelike betekenisse in die teks gaan soek, ja, dan gaan jy in 'n Bybelstryd betrokke raak. Want dan gaan jy dinge wat bedoel is om letterlik verstaan te word, nou ewe skielik as geestelik sien. So, die boek Openbaring het reeds beelde en simbole in. Dis reeds in beeldspraak aan ons gekommunikeer, om aan ons te toon. As jy nou Openbaring 1 vers 1 lees, dan gaan jy sien daar staan om aan ons te toon. Daai woord in Engels is signified. So dit word deur beelde en simbole aan ons getoon, maar jy moenie nou die beelde en simbole allegoriseer. Ons bedoel daardeur nou vergeestelik jy dit nie. Dit het letterlike gevolge. Jy lees byvoorbeeld in Openbaring 9 van 'n groot weermag wat aankom en hulle getal is 200 miljoen. Ons gaan Dinsdag aand stil staan weer daarby. En dan word daar gesien die skade wat hulle aanrig. Met hulle sterte rig hulle skade aan. Hulle spoeg vuur uit hulle bekke uit. 'n Weermag en hulle borsharnasse word genoem as swavelgeel, blou en rooi. Onthou nou lyk dit vir hom soos leeu's wat vuur spoeg, met hulle sterte rig hulle skade aan. Hy het in sy lewe nog nooit moderne artillerie gesien nie. Hy beskryf hier die wapens, hier die tanks wat aangerol kom reg vir oorlog. Hy sien hierdie weermag, maar hy gebruik beelde en simbole om te kommunikeer wat hy in sy lewe nog nooit gesien het nie. Die letterlike gevolg is dis letterlike weermag met hulle artillerie, met hulle bomwerpers en met hulle artillerie wat hulle sien. So jy moet die letterlike gevolg van die teks sien. Ons het nou vanoggend reeds gesê, die boek Openbaring het 22 hoofstukke en in die boek Openbaring is daar nog 'n boek. Dis die boek van die waarheid waarvan jy lees in Daniël 10 vers 21 wat verseël is, wat maar nou in Openbaring oopgemaak word. En soos die seels gebreek word, ontplooi die plan van God van dit wat gaan gebeur aan die einde van die dae net voor Jesus se wederkoms. Maar nou lees ons byvoorbeeld, ek het vanoggend vir u gesê in Openbaring 12 vers 6, dat van die middel van die groot verdrukking verloop daar 1260 dae. Maar as jy Daniël gaan lees, in Daniël 12 vers 11 en vers 12, dan staan daar 1290 dae gaan verloop. In vers 12 sê van Daniël 12, welgeluksalig is die wat bly verwag en 1335 dae bereik. So Openbaring sê 1260 dae. Maar Daniël sê 1290 dae. Is dit nie 'n kontradiksie nie? Hoekom nou ewe skielik hierdie verskil in getalle? Nou as u die antwoord wil hê, ja, dan moet u nou Woensdag aand kerk toe kom. Dan gaan ek vir die antwoord daarvan gee. Maar vanaand kan u saam met my die Bybel oopmaak by 1 Tessalonisense hoofstuk 4. As u na die tyd vir my vra het, veral as ons koffie drink of u voor, u is regtig welkom, kom vra u vra. As u vra het, dan sê dit vir my, u dink. En ek hou van vra, ons het nou 'n vraag gehad van, hoekom glo ons die wegraping is voor hierdie tydperk van groot verdrukking? Dit is 'n baie belangrike vraag. Daar's mense wat nie glo dat die wegraping voor hierdie groot verdrukking sal wees nie. Terwyl u nou na 1 Tessalonisense toe beweeg, nou ek kan 'n boodskap vir u bring net om dit te bewys, maar ek wil net vinnig vir u wys, as u nou blaai in 1 Tessalonisense 1 vers 10, kyk hoe sluit hierdie hoofstuk af. Hy sê, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn
verlos. Hy verlos ons van die toekomstige toorn. Dieselfde boek waarin jy nou gaan lees van 'n wegname wat gaan plaasvind. Nou, as jy byvoorbeeld kyk na ons gaan nou lees uit 1 Tessalonisense 4 vers 13, maar kyk net gou na 1 Tessalonisense 5 vers 9. Net nadat hy nou verduidelik het van 'n wegvoering, 'n ontmoetingsplek in die lig, nou lees ons in 1 Tessalonisense 5 vers 9, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus weer eens. Net nadat hy in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 verduidelik het van 'n wegname, sê hy, ons is nie bestem vir hierdie toorn nie. Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. 2 verse in 1 boek, daar's nog baie, maar hier is sommer in 1 boek 'n paar verse wat daarop wys dat die bruid van die Here Jesus nie bestem is vir hierdie toorn nie, maar u is welkom om nog vrae daaroor te vra en meer uit te vind as u wil. Nou lees ons 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ons lees dan net tot hier uit die wonderlike woord van die Here. U kan net so bly sit, dan gaan ek net 'n kort oomblik gou weer vir ons saam bid. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. En die opening van u woord bring lig. Daarom bid ek dat u in hierdie oomblikke u lig in ons harte sal inskyn, wat die duisternis verdryf, enige onklaarheid of dit wat ons nie lekker verstaan nie, dat u vir ons daardie verligte oë van die verstand sal gee, om die mening van die Heilige Gees van God te verstaan, om ons ore oop te maak, dat ons sal hoor wat u vir ons wil sê, om ons gedagtes gevange te neem, om alleen gehoorsaam te wees aan Jesus. Wees met ons by hierdie middaggeleentheid, en word u verheerlik as ons die brood breek, en dit saam geniet, en u Heilige Gees in ons harte werk. Ons bid dit so met danksegging in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou vers 17 sê, daarna sal ons saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Dit bring ons by hierdie tema, die wegvoering van Christus se bruid. Vlug 4:1-7. Van u het al van hierdie vlug gehoor en ander dalk nog nie. Daar was net nou die dag geweldige opspraak oor hierdie idee van 'n wegraping. 'n Man het 'n boodskap versprei dat die wegraping gaan plaasvind en daar was groot debat en onrustigheid oor hierdie geleentheid en uiteindelik het dit gebeur dat die datum wat hy voorspel het nie gerealiseer het nie. Baie tragies dat mense nog nie hulle les geleer het nie. Moenie dit doen nie. Moenie dink jy is so spesiaal dat God vir den eeue dit aan niemand geopenbaar het nie, maar nou hoor jy basyne op jou bed in die nag. Jy moet minder rooi vleis eet as jy sulke goed hoor. Minder drome droom oor hierdie klas van dinge. Die Bybel sê vir ons dis nie moontlik nie. Die Bybel sê vir ons niemand ken hierdie datum van wanneer dit gaan plaasvind nie, maar dat daar so 'n vlug gaan plaasvind, dit is seker. Dit is vas waarop ons kan reken.
En dit is enige iemand se droom om so 'n vlug te kan meemaak. Dis seker hoekom die kinders so van bed tot bed spring en partykeer maak hulle die handdoek nou hier agter vas en dan spring hulle nou met die hoop dat swaartekrag sy mag sal verloor of dat gravitasie nie meer hou vas op hulle sal hê nie en dan ewe skielik net dat hulle voetjies moet skop en dan vlieg hulle. Dit moet iets besonders wees. En as ons as groot mense met mekaar eerlik wil wees, dit sal vir ons net so lekker wees. Dink vir 'n oomblik hieraan. Dit maak nie saak of daar padverleggings is nie. Jy vlieg waar jy wil wees of as slaggate in die pad is, dit skeel jou min of die brandstofprys opgaan of afgaan. Dit moet wonderlik wees om te kan vlieg. En my maat vir my gesê, Jurgens, toe ek 'n kind was, daar is eendag 'n vlug wat gaan plaasvind. En as jou saak met Jesus reg is, as jy jou hart vir die Here gegee het, dan kan jy ook hierdie vlug meemaak. Vlug 4:17, 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lug. 'n blye ontmoetingsplek in die lug. Om die Here daar te ontmoet. En my liewe vriende, ek glo nie hierdie boodskap, omdat die kerk sê, ek moet hierdie boodskap glo nie. Ek glo nie hierdie boodskap, omdat 'n synode besluit het, daar moet so 'n boodskap van 'n wegraping wees, of omdat 'n kerkraad dit besluit het nie. Ek glo hierdie boodskap, omdat ek in die opstanding glo. Dit wat ons bely, ek glo in die opstanding van die liggaam. Ja, dit strook vir my, dat God ons van die toekomstige toorn sal verlos. Dit pas in by die karakter van God, want hy verlos die wat aan hom behoort nog altyd. Of dit is om Noag uit die oordeel uit te haal, of dit is om die regverdige Lot wat sy siel gepynig het oor die goddelose werke van Sodom, om hom uit Sodom en Gomorra uit te haal. Hy verlos die wat aan hom behoort, en so sal hy ons ook van die toekomstige toorn verlos, want ons is nie bestem vir hierdie toorn nie, maar ek glo dit, ja, omdat dit strook in sy karakter, maar ek glo dit omdat ek in die opstanding glo. Dit wat Paulus hier verduidelik in 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot vers 18 is 'n beskrywing van wat gaan gebeur by die opstanding. Nou sê iemand vir my, hulle glo nie aan hierdie ding van 'n wegraping nie. Weet jy wat? Ek ken geen Christen wat nie in 'n wegraping glo nie. Nou sê jy vir my dominee, maar ek ken baie. Jy sê vir my, jy ken baie, want jy het al gehoor dat mense sê, hulle glo nie in die wegraping nie. Vra net vir daai mense, wat sê dat hulle nie in die wegraping glo nie, vra vir hulle, glo hulle in die opstanding. En as hulle sê dat hulle wel in die opstanding glo, dan moet hulle in 'n wegraping glo. So praat ek met 'n man nou die dag van George, en hy sê vir my, hy glo nie in die wegraping nie. Ek vra, glo in die opstanding? Hy sê, ja, hy glo in die opstanding. Ek sê vir hom, gaan almal dood wees wanneer die opstanding plaasvind? Hy sê, nee, almal gaan nie dood wees wanneer die opstanding plaasvind nie. Nou wat gaan gebeur met die mense wat nog lewe wanneer die opstanding plaasvind? Hoe gaan hulle by Jesus uitkom? Nee, hulle gaan weggeneem word om by Jesus te kom. Nou wat is dit anders as die wegraping? Dis die wegraping. Dis 'n dinamiese ingrype van God wanneer die opstanding plaasvind, wanneer hy die wat in die lewe is, saam met die wat gesterf het, in wolke sal wegvoer. Jou Bybel sê dit. Dis nie 'n vreemde leerstelling van 'n wegraping nie. Dis die Bybelse boodskap wat handel oor die opstanding van die liggaam. Sommige mense gaan nog lewe, ander gaan oorlede wees. Maar ons gaan almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein, en ons gaan hom in die lig tegemoet gaan. Hoe het ons daar gekom? Dis die wegraping. Wat gaan gebeur by die opstanding? Let op die gebeure wat ons hier vind in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Wat is die basis? Wat is die fundament om deel te wees van hierdie opstanding? Wat sê vers 14? Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het uit die dood, dit is die nodige kwalifikasie. Dis die eis wat God stel vir 'n mens om saam te gaan, om deel te wees van die opstanding. 'n Mens wat glo. Hierdie glo
gaan altyd gepaard met werke. Hoor mooi wat ek sê, dit is nie werke nie. Maar dit word deur die werke bewys, dit is wat Jakobus sê. Martin Luther het gesê, jy word gered deur geloof alleen, maar nie deur geloof wat alleen is nie. Want geloof word ondersteun deur die bewys van jou bekering, 'n wegdraai van die sondige wêreld, na God toe, na Christus toe. Dis so mens weergebore word. As jy glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het uit die dood, dan is die realiteit ook vir jou, soos Romeine 8 vers 11 sê, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. As jy glo dat dat Christus uit die dood uit opgewek is, dan sal dieselfde gees wat Christus uit die dood opgewek het, ook jou sterflike liggaam lewend maak. Dis die fundament. Maar nou, wat is die logiese konklusie? Wat lees ons in vers 15 in hierdie gedeelte? Dat nie almal dood gaan wees nie. Paulus sê in vers 15, ons wat in die lewe oorbly. Sommige mense gaan nog lewe. Die ander is al ontslaap. En dan in vers 16 en vers 17 verduidelik hy die gebeure, hoe gaan hierdie opstanding plaasvind? Wanneer gaan dit plaasvind? Dit gaan plaasvind voor die toekomstige toren. In 'n oomblik en in 'n oogwink, soos 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52 sê. Soos 'n dief in die nag, 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 2, skielik in wolke weggevoer. Hierdie woord weggevoer in jou Bybel is die Griekse woord harpazo. Nou sê mense mos, ja, maar hulle glo nie in die wegraping nie, want die woord wegraping kom nie in die Bybel voor nie. Ek sê gewoonlik vir hulle, glo jy in die Bybel? Want die woord Bybel kom nie in die Bybel voor nie. Jy kan nie sê, ja, wel die woord wegraping kom in Sefanja voor, so moenie sê, hy kom nie in die Bybel voor, hy kom in die Bybel voor, daar staan wegraap, wegskraap, dit staan daar in Sefanja, as ek reg is in hoofstuk 3 of hoofstuk 1 vers 3, maar dis wat daar staan, die woord kom al voor, maar die betekenis van hierdie woord weggevoer, noem dit dan nie wegvoering, as jy dit nie die wegraping wil noem nie, maar die woord wegvoering is die woord harpazo, om van gevaar skielik af weg te ruk. Hierdie woord harpazo is in Latyn vertaal met rapio en in Engels met rapture en in Afrikaans met wegvoering. Dis die oorspronklike Griekse woord. Dit is wat hier staan. Maar die vraag is, wanneer is opstygtyd? Ons het vanoggend gekyk na die gees van die anti-kris wat al aan die werk is, wat die wêreldtoneel besig is om reggeskuif te word vir die in ontvangsname van die anti-kris. 'n wêreldleier wat sy verskyning gaan maak vlak voor Jesus se wederkoms. Ons leef in die laaste tydperk wat oor die kerk sal kom. As u Openbaring hoofstuk 3 lees, dan sal u sien ons lewe in die Laodicea tydperk. Laos wat volk beteken, en in Engels as ek vir jou sê, you must make a decision, Laodicea. Die volk kies oor homself. Ons leef nou in hierdie tydperk van menseregte. 'n Tyd waar die mens oor homself aangestel is, en let op, daar is nie 'n 8ste tydperk nie. Hierdie is die laaste tydperk, die tydperk van menseregte. Dit wat volgende moet gebeur, is die opstanding gaan plaasvind wanneer die Here Jesus sy bruid gaan kom haal, en die wat in Christus gesterf het, sal opgewek word. Vanoggend se teksvers, kinders, dit is die laaste uur. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie, maar ons weet, Jakobus 5 vers 8 sê, die wederkoms is naby. Ons weet 1 Korintiërs 10 vers 11 sê, ons is die geslagte op wie die eindes van die eeue gekom het. Ons weet dat Romeine 13 vers 11 sê, ons is nou nader aan die ontvangsname van ons saligheid, as toe ons gelowig geword het. Dit sê vir ons, ons beweeg elke oomblik nader. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie, maar ons weet dit kan nie meer lank wees nie. Nog nooit was die wêreld so ryp vir die koms van die Here nie. U sê nou vir my wel, dominee, weet jy wat? Ek is dan meer van 'n realist. Jy weet, ek het gestudeer op universiteit. Hierdie ding van
mense is een oomblik daar en die volgende oomblik net weg. Ek kan dit darm nie klein kry nie. Ek is 'n logiese denker. Hoe kan jy vir my sê dat daar 'n wegname gaan wees? Dan wil ek vir jou sê, dit het al in die verlede gebeur. Daar was 'n man gewees met die naam van Henog. En Henog het met God gewandel, sê Genesis 5 vers 24, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Dis soos die sonnaskooldogtertjie wat gesê het, Henog het op 'n stadium so ver saam met God gewandel, dat Henog naderhand so ver van sy eie huis af weg was, dat God vir Henog gesê het, ag Henog, kom sommer nou saam met my huis toe, jy is nou nader aan my huis as aan jou huis. Henog het met God gewandel. Ons lees byvoorbeeld hierdie selfde woord harpazo in die Nuwe Testament, in Handelinge 8 vers 39 en 40. En toe hy die water opklim met die gees van die Here Filippus skielik weggevoer. En die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis, maar Filippus is in Asdod gevind. Daar is Filippus, hy is nog sterk op pad Afrika toe. Hy is op 'n eensame pad. Hy verkondig die evangelie aan hierdie hofdienaar van Ethiopië en hy word gedoop, en terwyl hulle uit die water uit opklim, skielik word Filippus in wolke word hy weggeneem, weggeruk. Hierdie selfe woord harpazo, en hy word in Asdod gevind. Dis in die land van die Filistyne. Hy is op pad Afrika toe en God tel hom op en sit hom in die land van die Filistyne neer. Hierdie selfe woord harpazo. Hy was een oomblik hier en die volgende oomblik op 'n ander plek. Hierdie selfde woord word ook in 2 Korintiërs 12 vers 2 tot 4 gebruik wanneer Paulus skryf in die derde persoon en hy skryf, ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. Hierdie woord weggeruk tot in die derde hemel. Sorry nee, daar is nie 'n seventh heaven nie, dis die derde hemel. Daar is ons atmosferiese hemel, dan is daar die astrologiese hemel en daar is dan die ontoeganklike lig, soos 1 Timoteus 6 vers 16 sê, die woonplek van God, die derde hemel. Hy weet van 'n man wat weggeruk is tot in die teenwoordigheid van God in die derde hemel. Hy sê dan in vers 13, vers 3, hy herhaal dit weer, ek weet van so 'n man of dit in die liggaam of buite die liggaam is, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie, onuitspreeklike woorde gehoor het. Jy sien, Paulus was 'n man wel ter tale, maar hy het nie woorde gehad om te beskryf wat hy daar gesien het nie. Weggeruk tot in die teenwoordigheid van God. Hierdie selfe woord, een oomblik op aarde, die volgende oomblik weggeruk. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer hy nie vir Filippus van een plek na 'n ander plek verskuif, of Paulus van die aarde na die hemel nie. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer hy kollektief, wanneer hy sy bruid gaan kom haal en ons wegruk, harpazo. Dis dieselfde skrywer wat hierdie woord harpazo gebruik in 2 Korintiërs 12, dieselfde skrywer wat nou in 1 Tessalonisense 4 vers 17 hierdie selfe woord gebruik, en hy weet presies wat hy met daai woord bedoel het. Weggeruk. Om een oomblik hier te wees en die volgende oomblik nie meer nie. Beteken dit dat jy glo in twee wederkomste as jy in die wegraping glo? Jy weet, ek moet baie keer as ek boeke lees op my tande kners. Ek lees 'n boek nou die dag van professor Adrio Koning, nou skryf hy, as jy in die wegraping glo, dan glo jy nou in twee wederkomste. Dis nie so nie, hy's oningelig. Dis nie so nie, jy glo nie in twee wederkomste nie. Daar's net een wederkoms. Wanneer die Here Jesus, so Sagaria 14 vers 4 sê, sy voete op die olyfberg gaan sit. Die wegraping is 'n voorafgaande gebeurtenis, 'n fase, noem dit as jy wil. Soos Dominee Henny dit altyd verduidelik het, as jy Kaap toe ry en jy stop op Koelsberg, dan is jy nog nie in die Kaap nie. Sommige mense wat in die Kaap bly sê, as jy in die Parel is, dan is jy nog eers in die Kaap nie. Mense wat in die Parel bly sê, hulle gaan vir die dag Kaap toe, dan bedoel hulle Kaapstad. As jy eers daar is, dan is jy in die Kaap.
Dis nog nie in die Kaap as in Koelsberg is volgens hulle nie, en dis dieselfde. Die wederkoms het nog nie in volle plaas gevind, as hy nog net sy bruid vooraf kom haal nie. Dit is nie die wederkoms nie, maar dit is 'n voorafgaande gebeurtenis, dit is 'n fase in hierdie proses, wanneer hy sy bruid gaan kom verlos van die toekomstige toorn. 'n Duidelike onderskeid. In 1 Tessalonisense 4 vers 17 lees ons dat by die wegvoering ons hom in die lug gaan ontmoet. Maar met die wederkoms kom hy tot op die aarde. Hy kom sy kinders haal by die wegraping, want hy sê in Johannes 14 vers 2 en 3, dat ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het om vir julle plek te berei, dan kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Met die wederkoms kom hy nie om ons weer te neem terug in die hemel in nie. Die Bybel sê hy gaan dan op die troon van Dawid sit. Ek sal dit vir u Woensdag aand so 'n bietjie meer inkleer, dat jy die prentjie beter verstaan. Hy gaan nie weer weg nie, hy bly dan hier. Duidelike onderskeid, hy kom soos 'n dief in die nag met die wegraping, maar by die wederkoms kom hy nie soos 'n dief in die nag nie, elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, sê Openbaring 1 vers 7. In Openbaring 19, dan kom hy om oorlog te voer by die wederkoms. Hy doen nie dit by die wegraping nie, hy kom om te verlos. My liewe broeders en susters, daar's duidelike onderskeid. Maar nou is die vraag, wat sal by die geleentheid gebeur, wanneer die Here Jesus by die opstanding van die liggaam, sy bruid gaan kom haal, voor die groot verdrukking? Wel, Jesus sal persoonlik van die hemel neerdal. Ons kyk deur die teks en ons sien dit. Vers 16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdal. Kan nie onthou wat in Handelinge hoofstuk 1 gebeur het in vers 11. Die hemelvaart het plaasgevind en die disippels staar so stip na die hemel, as ek nou die woorde van Dominee Wimpie Raad kan aanhaal. Hulle staar so na die hemel soos 'n gaans wat na die weerlig staar. En terwyl hulle nog so stip na die hemele kyk, kom daar twee manne en vra vir hulle, Galileese manne, waarom staar julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is, wat van julle weggeneem is, sal net so weer kom soos julle hom sien wegvaar het. Dis hierdie Jesus wat op die aarde was, wat weggeneem is in die wolke, hy gaan terugkeer om ons te kom haal. Hy self wat vir ons plek berei het. Ek weet, daar bestaan nie 'n ding soos tyd by God in die ewigheid nie. Maar dis hierdie Jesus wat besig is om vir ons plek voor te berei, en ek probeer maar in my menslike verstand dit klein kry om daaraan te dink, as God hierdie aarde en al die pragt daarvan, die wonderskoon daarvan in 6 dae gemaak het, wat kan hy nie alles vir ons in 2000 jaar maak nie? Wat hy nou al gegaan het om vir ons plek te berei, en as hy gegaan het, dan kom hy weer om ons te neem na waar hy is. Hy sal persoonlik neerdal. Uiteindelik sal daar 'n basuin wees wat blaas. Vers 16 sê met die geklank van die basuin van God. Lees jy in Nehemia 4 vers 20 of Jeremia 4 vers 5, dan sien jy, hulle het 'n basuin geblaas en daardeur die mense bymekaar geroep, soos hulle nou op 'n koppie gestaan het, of van heuwel tot heuwel, dan het hulle basuine geblaas as 'n teken dat hulle almal moet bymekaar kom. En weet jy hoekom het hulle dit gedoen? Want hulle het nie WhatsApp gehad nie. Hulle kon nie mekaar bel en sê kom by mekaar nie. Hulle het op die heuwels gestaan en dan het hulle hierdie basuine geblaas dat hulle by mekaar moes kom. Byvoorbeeld Jeremia 4 vers 5. Verkondig in Juda en laat dit hoor in Jerusalem en sê, blaas die basuin in die land, roep hardop en sê, kom by mekaar en laat ons in die versterkte stede ingaan. Jy sien, dit was hierdie teken dat hulle nou moet by mekaar kom. Hulle het geweet as hulle hierdie geluid hoor, dan moet hulle by mekaar kom. En nou gebruik Paulus hierdie woorde om te sê, wanneer die Here Jesus neerdal, gaan dit wees met die geklank van die basuin van God, 'n teken dat hulle by mekaar moet kom. Soos 1 Korintiërs 15 vers 52 sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Weereens dieselfde wat hy in 1 Tessalonisense sê, wanneer die basuin gaan weer klink, gaan die dode opgewek word. Dit praat van die opstanding wat gaan plaasvind. Dit gaan gepaard gaan met 'n geroep. Vers 16,
met 'n geroep met die stem van 'n aartsengel. Hierdie gedagte van 'n stem van 'n aartsengel dra die betekenis dat dit geweldig hard sal wees. Openbaring 1 vers 15 sê dat wanneer God praat, sy stem is soos die geluid van baie waters. As jy by 'n waterval gestaan het, as jy al by die Victoria watervalle was, dan weet jy die gedreun van die water druis die ander klanke uit. Jy kan nie hoor behalwe die geluid van die water. Of as jy by die see is, dan hoor jy al van ver die gerol van die branders. Jy hoor die see in die agtergrond. Sy stem is soos die stem van die geluid van baie waters. Ja, en sommige mense hoor nie die stem van God nie. As hy gepraat het, soos in Johannes 12 vers 29, dan het ander mense net 'n geweldige harde donderslag gehoor. 'n Geweldige harde knal. Maar nou sê die teks vir ons, hy sal kom met die geroep van 'n stem van 'n aartsengel, geweldig hard. Miskien is dit dan die woorde van Matteus 25 vers 6, en middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan hom uit tegemoet. 'n roepstem, 'n harde roepstem, met die stem van 'n aartsengel. Wat is dit wat ons gaan hoor? Ons weet nie. Miskien is dit Openbaring 4 vers 1 se woorde, 'n stem wat roep, wat sê, kom op hierheen. Sommige mense gaan dit nie hoor nie. Vir hulle gaan dit net wees soos die geluid van 'n harde knal, want hulle het nie die receiver in hulle hart nie. Die mense wat die gees van God in hulle binneste het, sal die stem hoor. Maar ander, vir hulle wel, miskien net 'n harde geluid. En dan sal die eerste opstanding plaasvind. Dis wat vers 16 sê. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Vir 6000 jaar nagenoeg leef ons as mens onder die vloek van die sonde, van die sondeval. Ons weet wat dit beteken om by 'n oop graf te staan en geliefdes in die aarde te bære. Ons weet wat dit is om in 'n begrafnis toe te ry, wat dit is om 'n kansel voor in die om 'n kus voor in die kerk in te bring en begrafnisbriefies op te stel. Ons is onder die vloek van die dood, van die sonde, hierdie geweldige las wat op die mens is as gevolg van ons ongeregtighede, wat ons gekniehalter het op alle fasette van ons lewe. Ons leef onder hierdie vloek. Maar daar kom 'n dag, daar kom 'n uur, wanneer die wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Wanneer doodsbeendere ore sal kry om te hoor. Wanneer as wat in die oostewind versprei is, versamel sal word, dan gaan die opstanding plaasvind, dat ons saam met Paulus kan uitroep in 1 Korintiërs 15 vers 55, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar jou oorwinning? Want vir ons wat in Christus is, gaan 'n opstanding plaasvind tot die lewe. Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor, sê Johannes 5 vers 28. Wanneer die wat in die aarde gebêre is, op sal staan en deur die grond sal breek. Moenie my vra hoe nie, dit gaan gebeur. Wanneer die wat deur 'n haai opgevreet is, versamel gaan word. Wanneer liggaamsdele en partikels weer tot mekaar gevoeg sal word, wanneer die opstanding plaasvind, en dan gaan ons van gedaante verander word. 1 Korintiërs 15 vers 51, ek lees dit weer vir u. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Daar kom hy weer. Hy sê weer, ons almal gaan nie dood wees nie. Ons gaan nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Ja, die wat dood is en die wat nog lewe by die opstanding. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin sê vers 52, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word.
Johannes skryf ook daarvan in 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees. Dit praat van 'n nuwe liggaam. Ons gaan verander word, wanneer die skete en die pyne van hierdie lewe weggeneem gaan word, om 'n nuwe liggaam te kry. Kyk, ons weet waarvan Paulus praat in 2 Korintiërs 5, wanneer hy sê ons leef in 'n tentwoning. Nou soos die jare aangaan, dan begin hierdie tentwoning se nate uitmekaar uittrek. Jy begin rugpyn kry en skete en die knie, en die gout. Kyk, jy kyk net vir 'n skaapchoppie, dan kry jy al gout. Jou hande kan nie meer vat soos jy altyd gevat het nie. Die oë kan nie meer altyd sien soos hulle gesien het nie. My ma het 3 brille. 1 bril om naby te kyk, 1 bril om ver te kyk, en 'n 3de bril om die ander 2 te soek as hulle weg is. Ons tentwoning word afgebreek. Daar's 'n oom in Wonderboom gemeente wat vir my gesê het, kyk dominee, as ek in die oggende opstaan, dan is ek kraakvars. Van al die skete en van al die pyne, kraakvars. Kyk, en as dit nie nou nog die ou liggaam is wat so agteruit gaan nie, dan is die verstand ook nie meer altyd so helder nie. Kyk, ons het mos nou pilletjies, nou het ons 'n boksie wat sê maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrydag. Dis nou nog om ons te help vir al die pille wat ons moet drink, dat ons nie moet vergeet watter het ons nou al gedrink nie. Hierdie aardse tentwoning word afgebreek. As jy dink hoe vinnig jy was toe jy jonk was. Ek het gister 21 kilometer gehardloop. Ek staan hier voor julle met kniepyn. As jy dink hoe fiks jy was, nou lees jy net die sportberigte, dan kry jy miltsteek. My liewe vriende, die liggaam gaan agteruit. Ons is nie meer so fiks, so sterk soos ons altyd was nie. Maar daar kom 'n dag wanneer hierdie tentwoning oorklee gaan word met 'n gebou van God. 'n Nuwe liggaam. 'n Nuwe gebou wat hy gemaak het, ewig, onverganklik. Ons sal van gedaante verander word en dan in wolke saam met hom weggevoer word. 1 Tessalonisense 4 vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Let op hierdie woorde, saam met hulle. Daar's 'n ou halleluja lied wat sê, daar's bemindes in die hemel, hier benede reeds gemis. Sal die kring dan eendag daarbo volmaak wees, eendag weer, wanneer ons saam met ons geliefdes, wat alreeds heen gegaan het, 'n geliefde moeder, wat jy so teer aan dink, met herinneringe, daar gaan 'n dag kom, wanneer die wat in Christus is gaan opstaan, en ons gaan saam met hulle in wolke weggevoer word. Dink aan hierdie reunie, wanneer ons kinders, wanneer ons oupas en oumas, en maas en paas en kleinkinders weer sal sien, omdat hulle gewederbaar is, nuut gemaak is, omdat die Gees van God ook in hulle geleef het, nou kan hulle ook nuut gemaak word, ook uit die dood uit opgewek word. Wat 'n wonderlike reunie sal dit nie wees nie, wanneer ons vroeëre geliefdes weer sal sien, wat dalk wreed deur die dood van ons af weggeneem is. Ons gaan hulle weer sien. Mense vra vir my, dominee, gaan ons mekaar herken? Natuurlik gaan ons mekaar herken. Ons word nie identiteitloos in die lewe hierna nie. Daar op die berg van verheerliking, daar was Moses en daar was Elia. Was nog steeds Moses, was nog steeds Elia. Petrus het hulle dadelik erken, alhoewel hulle nie in dieselfde tyd geleef het nie. Daar is nog steeds Abraham in die lewe hierna en Lazarus. Jy verloor nie jou identiteit nie. Ons het dalk nie meer ons aardse verhoudinge met mekaar in dieselfde hoedanigheid as hier op aarde nie, maar ek gaan nog steeds weet wie jy is en jy gaan nog steeds weet wie ek is. Ja, meneer en mevrou, julle gaan dalk nou nie meer getroud wees in die lewe hierna nie, maar ons liefdesverhouding teenoor mekaar gaan meer volmaak wees. Nou was mos die oom wat oorlede is, lei die verhaaltjie. Ek was nou nie daar om te sien nie, maar ek hoor nou maar net die verhaal. En toe hy nou in die hemel kom, toe sien hy die pragt van die hemel, die skoonheid daarvan. En toe hy nou
in die hemel is, het sy ou weduwee agtergebly op die aarde. Maar dit was nie hoe lank nie, toe is die weduwee ook oorlede en sy het in die hemel opgedaag. En hy hoor toe, maar sy is ook in die hemel. En nou hoor hy die gerug dat sy hom soek. Kyk, en nou begin hy dak en hy begin dive. Hy kruip hier weg, hy kruip daar weg. Toe hy nou later agterkom dat dit onvermydelik is. Sy soek hom en sy gaan hom kry. Toe dit nou onvermydelik is, toe kom hy op 'n stadium en hy loop haar front uit op en hy sê, luister, ons kontrak het gesê tot die dood ons skei. My liewe vriende, ons gaan nie meer man en vrou wees in die lewe hierna nie. Ons gaan nie meer getroud wees en daardie tipe verhoudinge met mekaar hê nie. Maar ons liefde vir mekaar gaan baie reiner wees, baie skoner wees, baie dieper wees as wat jy nou dalk vir jou man of jou vrou het. Dit gaan 'n volmaakte verhouding wees, 'n volmaakte liefde. Jy verloor nie jou identiteit nie. Ons gaan ewe lief wees vir mekaar, 'n heilige, rein liefde vir mekaar. Maar weet jy wat is die grootste wonder hiervan? Is nie dat ons geliefdes almal gaan sien nie. Dit is dat ons Jesus gaan sien. Ons gaan hom sien. Die liefling van ons siele. Hy wat dit alles vir ons moontlik gemaak het. Hy wat sy bloed gegee het, dat ons die lewe kan ontvang. Ons gaan hom sien. Iemand het een keer gesê, die hemel is nie die hemel omdat daar strate van goud is nie. Die hemel is die hemel omdat Jesus daar gaan wees. Ons gaan in wolke weggeneem word, maar my liewe vriende, daar gaan ook by hierdie geleentheid wanneer Christus sy bruid kom haal, onderskeid gemaak word. Onderskeid tussen die wat gered is en die wat ongered is. In Matteus 13 vertel die Here Jesus 'n gelykenis en hy vertel van 'n man wat grond gehad het, 'n landbouer, en die landwerkers het uitgegaan, die arbeiders, en hulle het koring gesaai, maar in die nag het daar vyande gekom en hulle het onkruid tussen die koring gesaai en hierdie werkers het paniek bevange. Na die landbouer toe gegaan, na die meester toe gegaan en vir hom gevra, wat moet hulle nou doen? Die vyand het ingekom en onkruid tussen die koring gesaai. En dan die antwoord van Matteus 13 vers 30, laat albei saamgroei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. U sien, my liewe broeders en susters, dit wat die Here Jesus hierna verwys, is dat saam met die gevolg, saam met die mense wat agter die Here Jesus aangeloop het, was daar ook bokke. Hulle het ook gebler. Hulle wou ook van die kos gehad het, van die visse en die broodjies, wat die Here Jesus gegee het, maar hulle was bokke. Hulle was nooit van binnekant af nuut gemaak nie. Dit is soos wat dit gaan, met mense wat die regte dinge praat, maar hulle is eintlik onkruid tussen die koring. Hulle praat die regte dinge, maar hulle weet dat hulle nie gewederbaar is nie. Hulle weet dat hulle hier binnekant vol doodsbeendere is. Hulle is nog nooit nuut gemaak deur die Here nie. Hulle praat die dinge, hulle sing ook verlos so my siel gaan vertel dit, maar hier binnekant het hulle vrees, want hulle weet hulle saak met God is nie reg nie. Hierdie dag gaan daar onderskeid getref word. Wanneer die Here Jesus sy bruid gaan kom haal, dan gaan hy net sy bruid kom haal. En die wat nie waarlik gered is nie, gaan nie saam nie. Al die gesigmaskers gaan dan afval, want daar gaan onderskeid getref word. Kyk, jy kan jou predikant bedrieg. Jy kan die kerkraad bedrieg, jy kan jou vrou bedrieg, jy kan jou man bedrieg, jy kan jou kinders bedrieg, jy kan jou oupa en jou ouma bedrieg, jy kan almal bedrieg en sê jou saak met God is reg, maar jy weet dit is nie. Jy kan God nie bedrieg nie. Hierdie dag sal daar onderskeid wees in Lukas 17, vers 34, 35 en 36 vertel die Here Jesus 'n gelykenis wat sien op wederkoms gereedheid, en hy praat hier en hy sê, ek sê vir julle, in daardie nag sal daar twee op een bed wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Let op een bed, onderskeid tussen man en vrou, onderskeid.
So naby as die huweliksbed. Hoeveel vrouens weet ek nie van, wat in die nagte hulle kussings nat huil vir die redding van hulle manne se siele, maar die man wil hom tot God nie bekeer nie. Hy is sterk in homself, hy is selfstandig, hy wil hom nie tot God bekeer nie. Hy is te groot en hy is te sterk. Sy bid dat hy tot bekering kom, maar sy lewe saam met sy vriende, saam met die makker, saam met sy drinkerbroers, is nog te belangrik vir hom. Hy wil hom nie tot God bekeer nie. En daardie nag, as die Here Jesus kom, sal daar onderskeid getref word. Hy sal bly. Hoeveel mans is daar wat nie wens hulle vrou wil tot bekering kom nie, maar sy wil nie. Haar lewe, haar genot, haar plesier is vir haar nog te groot en te sterk. Hulle bid, Godvreesende manne, wat die Here vertrou, maar die vrou wil die Here nie dien nie. Daardie nag sal daar onderskeid getref word, so naby as die huweliksbed. Ja, en soos Dominee Ad Olwagen gesê het, hy hoop as die Here daai nag kom, dat die een wat op jou bed lê, die een is waarmee jy getroud is. Daar sal onderskeid gemaak word tussen vriendinne. Vers 35, 2 vroue sal saam maal, die een sal aangeneem en die ander een verlaat word. My liewe broeders en susters, onderskeid selfs tussen vriendinne. Die een vriendin het die Here gedien met oorgawe. Die ander vriendin, ag, hulle het maar 'n vorm godsdiens gehad. Hulle het nie werklik die Here gedien nie. Hulle het dalk maar ook saam gepraat en hom nie uit te voel nie. Hulle het dalk ook maar 'n ou hangertjie om die nek gehad met 'n kruisie, maar hulle het nooit waarlik die vreugde van wedergeboorte gesmaak nie. Daar gaan hulle staan by die kleuterskool. Hulle gaan wag vir die kindertjies om opgelaai te word. Die een gaan aangeneem word en die ander een verlaat word. Want die een het Jesus geken en die ander een nie. Onderskeid tussen vriendinne. Hulle gaan daar by die koffiewinkel sit en wortelkoek eet. Die een gaan aangeneem word en die ander een gaan verlaat word. Want die een het Jesus geken en die ander een nie. Daar sal onderskeid wees tussen manne. 2 sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word, daar by die besigheid, daar in die fabriek, daar waar hulle aan die enjin werk, daar in die kantoor, daar gaan onderskeid getref word. Daar was daai ou werknemer, hy het die Here gedien, maar die werkgewer, hy was hard, sy hart was verhard, hy wou van God niks weet nie, hy sal agterbly. Of in die fabriek, die appie, wat 'n pad met die Here gestap het, maar die master technician wou niks weet nie. Daar gaan onderskeid getref word, of andersom. Die ou jong happy wat net sy lewe wou geniet, wat nie 'n saak gehad het met God nie, hy sal agterbly en die oordeel van God ingaan. Maar die wat gered is nie bestem vir die toren nie, maar die wat nie gered is nie, sal agterbly. Die laaste wat ons vra, is hoe kan ek deel aan vlug 4:17. Dan dink ek aan die woorde van Dominee Henny Prinsloo. Hy het dit hier van hierdie kansel af gesê. Hy het gesê, jy het 'n graad nodig. En dis nie 'n graad wat jy op tikkie skryf op Stellenbosch kry nie. Dis 'n BA graad. You must be born again. Jy moet weer gebore wees. Jy het 'n tweede geboorte nodig. Nikodemus kom in die nag na die Here Jesus toe. Hy was bang vir wat die ander ouens gaan sê. Hy kom in die nag. Jesus weet wat in sy hart is volgens Johannes 2 vers 25. Hy weet wat in die hart van die mense is. Nog voordat Nikodemus die vraag vra, toe antwoord die Here Jesus hom. Hy sê vir hom, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Never mind ingaan, hy kan dit nie sien nie. Kyk, Nikodemus het dit glad nie verstaan nie. Nikodemus sê in vers 4, hy sê, ek is mos nou groot man, ek kan mos nie nou weer in die skoot van my moeder gaan om nou weer gebore te word nie. Jy sien, want die probleem was, Nikodemus het gedink, omdat hy 'n Jood is hy outomaties reg met God. Hy het gedink, omdat hy 'n afstammeling van Abraham is sy saak sommer outomaties reg. Het jy geweet, daar's vandag ook sulke mense. Jy noem hulle die Israel-visie. Hulle glo in die grootste dwaling op Gods aarde. Dat omdat jy 'n blanke Afrikaner is jou saak sommer outomaties reg met God. Dis 'n leuen uit die hel.
Jy's nie net reg met God omdat jy 'n Jood is of 'n Afrikaner is nie. Dis wat Nikodemus gedink het en dis wat God vir hom aanspreek. Hy sê vir hom, as jy nie gebore word uit water en gees nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Die Here Jesus sê op 'n stadium vir die Fariseërs dat hy van daardie klippe kinders van Abraham kan maak. Net omdat hy 'n kind van Abraham is, maak nie van hom 'n godsalige nie. Daar het op 'n stadium die aarde oopgeskeer en Korag, Datan en Abiram en sy 250 man is lewendig die doderyk binne. Of hy nou 'n Jood is of nie. As jy nie weergebore word nie, as jy nie 'n geestelike geboorte ondergaan het nie, kan jy nie weergebore word nie. Wat bedoel hy daar? Hy sê vir hom in vers 6, want wat uit die vlees gebore is vlees, Nikodemus. Maar wat uit die gees gebore is gees. Dis nie 'n watergeboorte wat jou kan red nie. Dis nie 'n vleeslike geboorte nie. Dis nie jou mamma se maag wat jou gaan red nie. Dis jy moet 'n geestelike geboorte ondergaan, 'n tweede geboorte, 'n wedergeboorte. Nou sê in vers 7, moenie jou verwonder dat ek vir julle gesê het julle moet weer gebore word nie. Vers 8 sê hy, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom of waar hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore is. Dis soos hierdie wind. Ons kan nie die wind sien nie, maar ons kan die uitwerking van die wind in die takke sien. Net so, ons kan nie die Heilige Gees sien nie, maar ons kan die uitwerking van die Heilige Gees in iemand se lewe sien, of die vrug van die Gees in sy lewe is. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou het Jesus vir Nikodemus gesê, Nikodemus, jy moet weer gebore word om die koninkryk van God te sien. Dis 'n geestelike geboorte, dis nie weer 'n fisiese geboorte, vleeslike geboorte nie, want wat uit die vlees gebore is vlees, sê vers 6. Hy het vir hom gesê, die bewys van die Heilige Gees sal in jou lewe wees dat jy weer gebore is. Maar hy het nog nie vir hom gesê hoe om weer gebore te word nie. Nou gaan hy dit vir hom antwoord, hy sê, jy's die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie in vers 10. Nou vers 14 sê hy, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het. Kan julle onthou wat het in Numeri 21 gebeur? Die volk het ons gemoun en groan oor alles wat hulle nie het nie en hoe swaar dit met hulle gaan. Toe stuur die Here slange onder hulle in en toe pik die slange hulle en toe moun en groan hulle eers. Toe gaan hulle na Moses toe en sê, praat asseblief met God. Praat met God dat hy hierdie geweldige straf waaronder ons is kan wegneem. En God sê aan Moses, maak 'n koperslang, sit dit op 'n paal en elkeen wat opkyk na hierdie koperslang sal gesond word. En dit het so gebeur. Ek is seker daarvan, hulle het maar hulle moeties gehad en hulle kaamverkriempies en wat hulle ook al geprobeer het om ontslae te raak van die slang en die addergif, maar dit het nie gewerk nie. Maar die oomblik toe hulle opkyk in die geloof na hierdie koperslang, toe wyk die addergif uit hulle are. Toe word hulle gesond. Nou sê vers 15, soos Moses, eers vers 14, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Daai verhoog beteken nie so sommige mense dink, dit beteken nou praise and worship nie. Daai verhoog is nie dit nie. Dis 'n vergelyking. Soos Moses dit in die woestyn gedoen het, die koperslang verhoog het, so moet die seun van die mens, 'n beskrywing van die Messias volgens Daniël 7, so moet die seun van die mens verhoog word. Dit praat van sy kruisiging. Soos daar die koperslang op 'n paal gesit is, so gaan die seun van die mens opgehang word aan 'n kruis. Dan sê vers 15, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan die baie bekende vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. My liewe vriende, broeders en susters, daar is mense wat op hulle eie maniere die koninkryk deur probeer oopskop. Hulle dink deur hulle goeie hoedanighede gaan hulle die koninkryk van die hemele ingaan en u ken dit al so goed. Ons sê dit gereeld vir u, dat daar is mense wat dink, ja, maar omdat hulle nou gedoop is, nou gaan hulle hemel toe. Luister my liewe vriende, die water daar in die rivier waar die paddas swem, kan nie jou sondes afwas nie. Dis net die bloed van die Here Jesus Christus wat 'n siel uit genade kan red. Nie jou belydenis van geloof, ja, maar ek het belydenis van geloof afgelê. Dan is daar nog jong mense wat vermetel genoeg is om te sê, daai dag het hulle nou hulle dranklisensie gekry, want nou mag hulle ook aan die nagmaalstafel sit.
Want nou kan hulle ook bietjie alkohol neem, want daar's mos nou kerke wat alkohol saam met hulle nagmaal gee. Nou het hulle dranklisensie. Maar dan vra jy later vir hulle, hoekom is jy gered? Dan sê hulle nee, maar hulle belydenis van geloof afgelê. Maar hy weet voor God, daai dag was hy nie eerlik in sy hart nie. Hoekom gaan jy hemel toe, sê die tannie? Nee, want ek het jare vir die kerkkoeksusters gebak. Nou hoeveel dosyn, tannie, het jy gebak om 'n kaartjie hemel toe te kry? Niks wat jy doen kan vir jou hierdie geregtigheid met God bring nie. Dis alleen op grond van die bloed van die Here Jesus Christus. Dis sy verdienste. Al die seremonies, al die sakramente, hoe wonderlik dit ook al mag wees, of dit die doop is, of die nagmaalstafel, hoe wonderlik, dit bring nie vir ons saligheid nie. Die saligheid is in niemand anders as Jesus Christus. Soos Moses die slang verhoog het. Nou sê u vir my, dis 'n vreemde vergelyking. Dis Jesus wat hierdie vergelyking tref. Want as ek nou vir u sê slang, waaraan dink u? Aan sonde, aan sleg, aan die duiwel. 'n Koperslang, as jy nou skrif met skrif vergelyk, dan sien jy koper is gewoonlik die teken van oordeel. Die Here Jesus se voete is soos blink geskuurde koper wat gloei in 'n oond en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid van God. 'n Koperslang, soos Moses 'n koperslang. Nou so die seun van die mens aan die kruis hang. Wat het Jesus aan die kruis vir ons gedoen? Hy het twee dinge gedoen, hoofsaaklik. Hy het die sonde van die mens op hom geneem. Maar nie net die sonde nie, die straf vir die sonde. Want die straf wat vir ons die vrede aanbring, sê Jesaja 53, was op hom. Die koperslang, die simbool van sonde, die simbool van oordeel, hy het dit aan die kruis gedra, vir jou en vir my, sodat elkeen wat in hom glo, die verlore mag gaan nie. Daai dag, as jy aan 'n einde kom van alles wat jy probeer doen om jou saak met God uit te maak, jou verdienste, en jy word daarvan gestroop, en jy kyk in die geloof alleen op na Jesus. Wanneer jy jou sondes voor hom bely, en sê, Here Jesus, U alleen kan my red. Ek vertrou op niks wat ek gedoen het nie, ek vertrou op alles wat U vir my gedoen het. Daai dag kan God die wedergeboorte in jou hart werk. Want so lief het God jou ook gehad, dat as jy in hom glo, jy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons ken partykeer die evangelie so goed, en tog is daar nog mense wat verlore gaan. Ek bid vir iemand in hierdie diens, wat vanaand gehoor het dat hulle weergebore moet word, om die koninkryk van God te sien. Nie die feit dat hulle Afrikaners is, gaan hulle red nie. Nie die feit dat hulle goeie kerkmense is, gaan hulle red nie. Al hulle goeie hoedanighede is soos 'n besoedelde kleed, sê Jesaja 64, in U geregtigheid. Ek bid, Here, dat U iemand hier sal oortuig, dat hulle net deur U gered kan word. Wat sal kom na Christus toe, na die lewe toe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.